Hallo almal, baie welkom by hierdie week se episode. Ek hoop julle is reg, van vandag wil ek vir julle wys hoe ek 'n oogomlyner gebruik en as jy daardie opwaartse effek soek, dan wil ek ook vir julle wys hoe ek 'n valse wimper opplak. So bly net waar jy is. Die volgende stap is opsioneel en dit is net om diepte te skep. Ek gaan 'n ligte breinoogskadu net in die waai van my oë aanwend. Ek beweeg in ligte bewegings van links na regs tot enige harde lyne verdwyn. As jy nie geweet het nie, 'n oogomlyner definieer en verbeter jou oogvorm. 'n Gel oogomlyner het 'n romerige tekstuur wat tussen 'n potlood en 'n vloeibare oogomlyner is. 'n Potlood. Jy kry dit in verskillende kleure, maar jou algemene kleure is swart en bruin. Baie mense hou daarvan om hulle oogskadu te gebruik as 'n oogomlyner. En laastens is 'n vloeibare oogomlyner. Ek dink dit is 'n persoonlike voorkeur en dit maak nie regtig saak wat jy gebruik nie. Vir die video gaan ek 'n vloeibare oogomlyner gebruik want ek hou van 'n dun lyntjie op die ooglid. Indien jy 'n oogpotlood wil gebruik, wees net versigtig dat jy nie 'n dik lyn trek nie. Versag jou lyntjie met 'n borsel of 'n oorstokkie. Hou jou gesig reguit en kyk af in 'n spieël. Op die manier kan jy beter sien. En as jy nog steeds sukkel, kry vir jou 'n vergrotingsspieël. Ek begin in die middel van my oog, so naby as moontlik aan my eie wimpers. Al wat ek nou gaan doen is druk en lig. En daar het ek nou my stempel. Met dieselfde metode gaan ek nou 'n lyntjie druk net langs dit. Ek doen dit tot by die einde van my oog. Julle kan sien dat ons 'n lyn vorm. Kom ons doen nou dieselfde tot by die binnekantste hoek van my oë. Hierdie metode is slegs daar as jy wil leer hoe om 'n mooi dun lyntjie te trek op jou boonste ooglid. Wanneer jy goed geoefen is, kan jy in een beweging 'n lyntjie trek. Na 'n laagie mascara gaan ons vals wimpers opplak. Maar eers moet ons dit meet volgens jou ooglengte. Sit dit eers op jou ooglid en kyk of dit langer is as jou oë. Sny dan net die buitekantse hoekie af as dit te lank is. Nou kan ons 'n dun laagie gom op die band van die valswimper sit. Jy kan jou vingers gebruik of 'n haartangetjie om die valswimper vas te hou. Met dieselfde metode gaan ek my kop reguit hou en net afkyk in 'n spieël. Van bo af gaan ek die valswimper laat val so naby as moontlik aan my natuurlike wimpers. Met die haartangetjie gaan ek die valswimper druk hier by die buitekantse hoek van my oë en dan ook by die binnekantse hoek van my oë. Dit is regtig so maklik. Daar is wel 2 dinge wat jy moet onthou van valse wimpers. In die winkels kry jy verskillende style, van natuurlik tot dramaties, en dat jy dit meer as 10 keer kan gebruik as jy mooi daarna kyk. Almal wil altyd weet, wat is die doel van 'n opwaartse lyn? Die hooffunksie is om jou oogvorm te verander. Die opwaartse lyn sal jou oë opdraai en langer laat vertoon. Dit skep ook 'n illusie dat jy groter, helderder en amandelvormige oogvorm het. Jy kan 'n besigheidskaartjie of kleefband gebruik om daardie skerp lyn te kry. Ek gaan 'n klein stukkie kleefband afskeer. By die hoek van my oë gaan ek die kleefband plak in lyn van my onderste ooglyn. Maak seker jy plak dit in 'n opwaartse rigting. Sodra jy klaar die kleefband geplak het, gaan ek swart oogskadu gebruik en dit aanwend net bo die kleefband. Ek verbind die vloeibare lyn met die oogskadu lyn en jy kan besluit hoe lank jy die lyn wil trek by die kleefband. Kyk nou net daardie reguit skerp lyn. En indien jy 'n flop gemaak het, kan jy 'n skoon oorstokkie gebruik. Ek hoop julle het hierdie video geniet en dat julle baie geleer het. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Makeup by Annelies. Tot volgende week, totsiens.